Soos die wind, jy kan hom nie altyd sien nie, maar jy weet hy is daar. In die stilte, in die storm, in elke asemteug. Hy beweeg nader as wat jy dink. Dis vir ons so voorreg en so lekker om saam met julle te kuier. Sommer net as deel van ons reeks en ons boodskap, net om vir jou so vinnig oriëntering te gee vir waar ons trek is. Ons het so 'n paar weke gelede, het ons vanuit Paasfees, soos wat ons oploop nou na Pinkster Sondag toe, waar ons ook net die uitstorting van die Heilige Gees vier, dink ons dit nodig en goed om vir 'n oomblik stil te staan tussen hierdie twee gebeure, en te vra, hoe lyk dit wanneer God werklik in my lewe kom werk? Hoe lyk dit wanneer God regtig in my lewe persoonlik kom werk, in my huis, in my familie en gesin, in my werksplek, daar waar ek invloed het, en ook in my gemeenskap? Want uiteindelik is dit die goed wat ons sê, die meeste saak maak vir God in die leeftyd. Dit is die hoogtepunte, dit is die prioriteite van die koning. Hallo, is jy hier saam met my vanoggend? Dink jy dis relevant dat ons tyd spandeer op die goed wat vir die koning die belangrikste is? Enigiemand? Of wil julle oor 'n ander tema gesels? Dis hoe ons op hierdie punt gekom het. Ons is in week 2 en ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoe dit lyk wanneer God werklik deur ons families en gesinne kom werk. En die naam vir hierdie reeks wat ons gekies het, is die naam wat ietsie praat van hierdie. Is die naam Immanuel. En jy sal weet, die van julle wat al tyd in die woord spandeer het, daai woord Immanuel, daai naam, beteken God met ons, nee. God met ons. Dis die belofte gekoppel aan Jesus Christus. In die laaste hoofstuk van Matteus, soos wat Jesus saam sy disippels staan, dis die laaste woorde wat hy deel met sy naaste mense, sê hy vir hulle, onthou, wat? Ek is met julle tot die einde van dae. Nou kyk, ek dink as die Here homself herhaal, probeer hy iets sê. Nee, ek dink hy probeer ons herinner. Hy probeer ons aandag trek na 'n ding toe wat ek dink soveel van ons vandag mee hier spanning het, en ons sien hierdie spanning is die Here werklik in my familie betrokke? Is sy hand werklik oor my gesin? Het hy regtig 'n saak met my gesin en met my familie? Ek wil vir 'n oomblik, wil ek net saam met jou net draai na die woord, die konsep familie toe. Ek wil vir jou iets kom wys vanoggend, en dit is vanaf hierdie plek dat ek dink ek 'n paar van die vrae, van die goed wat vir ons spanning gee, wil ek hom adresseer vanoggend. En eerste wat ek vir jou wil sê net rondom familie is, dat familie is nie 'n mensgemaakte ding nie, nee, hallo. Ek weet, dit mag dalk so voorkom, asof daar soortgelyke goed in die skepping is, nee. Dat diere ook, jy weet, 'n mannetjie en 'n vroutjie, en dan is daar kleintjies betrokke, en ons sê, ag, dis maar 'n gesin, van sy familie, van 'n paar diere, nee. En dit wil half maar net so lyk, asof dit wat ons hier beleef, maar net toevallig is en normaal is, en ons vat dit as maar net alledaags. Maar dit is nie die waarheid nie. Besef jy hoeveel van wat God van homself aan ons kom openbaar, binne in 'n familieraamwerk toegesluit is? Besef jy dit? Hy noem homself die Vader. Ons is sy, help my, jou neus kry koud, maar jou lippe kan beweeg. Hy noem ons sy kinders. Wanneer die woord praat van ons langs mekaar, is ons wat van mekaar? Broers en susters, dis familietaal. Besef jy dat God op enige manier homself aan ons kon voorstel het? Hy kon gekies het, hy kon besluit het, hy is God. Maar hy kies om dit te doen, binne in wat? Die familieraamwerk. Dis baie interessant, dis baie opvallend, want ek wil vir jou 'n paar goed uitwys. Eerstens, het jy al daaraan gedink, dat familie, gesin, is die eerste plek, waar 'n mens liefde beleef?
Dis die eerste plek. Daar's nie 'n ander plek of platform beskikbaar waar jy iemand aan liefde kan blootstel as binne-in 'n familie nie. Familie is maar nie net 'n sosiale konstruksie van dit maak sin om mense in groeperings so te laat saam bly. Dis ekonomies, jy weet, ons deel die rekeninge en dit maak maar net sin nie. Nee. Dis die plek wat God skep waar jy eerstens as 'n mens iets beleef van sy natuur. Want God is liefde. Besef jy ook dat familie is die eerste plek waar identiteit gevorm word? Dat jy ontdek wie jy is. As 'n seun en 'n dogter binne in die Mostert gesin, of die Van die Kerk gesin, of die Swanepoel gesin, of die Asher gesin, ontdek jy iets van identiteit. En die mense hier rondom my bevestig hierdie goed. Nee, hulle sê dit vir my, ja, maar jy's 'n legend. Nee? En dan naderhand dan glo ek dit. Jy sê, maar ek is 'n legend. Jy weet nie nou dat jy dit noem. Of jy's 'n prinses, dan dink ek, ja, wel nie ek nie, maar 'n dogter. Ja, nee, ek is 'n prinses. Dit klink vir my is 100% belyn met wat ek beleef elke dag. Sal jy net my onderwysers inlig, dat dit is wie ek is. Maar dis die plek waar ons identiteit beleef, maar weet jy ook, dat familie en gesinslewe is ook die eerste plek waar ons werklik seer en pyn beleef. Het is interessant ook dat familie is die plek waar teleurstelling, ons mekaar seermaak, ons mekaar kwaad maak, ons mekaar partykeer in die steek laat. Dis ook in daai selfde plek waar dit gebeur. Dis ook waar skande tot lig kom, dis ook waar onreg partykeer gebeur, dis ook waar daar as gevolg van ongeluk en tragedie 'n klomp wonde gelos word. Dit gebeur ook binne in familie. En so die vraag is vandag vir ons, is wat het die Here te sê oor gesin en familie? Wat is sy hart? Wat klop in sy hart vir jou gesin, vir jou familie? Is jy op om dit te hoor vanoggend? Is ons op dieselfde bladsy? Ons het nou nie groot skerms wat jy kan begelei met skyfies nie, so ek sal die skyfies wees. Ek wil net vir 'n oomblik wys in die woord, net 'n paar goed wat ek voel regtig die hart net van die Vader vir gesinne en familie vir ons kom wys. Josua 24 kom sê hy self, waar Israel hoeveel keer hulle rug gedraai het op die Vader, hoeveel keer hom teleurgestel het, hoeveel keer hom in die steek gelaat het, kom sê hy die volgende woorde, hy sê, ek en my gesin, ons sal die Here dien. Dit is my interessant, 1 Johannes 3, praat ook, sê, kyk hierdie liefde, wat die Vader vir ons gegee het, en hy kom noem ons sy kinders. Nie net sy volgelinge nie net sy ondersteuners nie net die mense wat hy so nou en dan op staat maak, nie, hy kom noem ons sy kinders. Ek dink ons iets vir ons om te ontdek, iets meer, iets wyer, iets breër, iets dieper, oor die Here se werk in ons familie en gesinne. Ek wil net gou vir 'n oomblik, net so terloops, ek weet nie of jy al lekker tyd in die woord spandeer rondom hierdie nie, maar Paulus skryf 'n brief aan Timoteus. En hy kom gee van 'n klomp riglyne oor hoe dit lyk wanneer kerk funksioneer en leiers, jy weet, opgerig word en hoe hulle self orde binne in kerk. En dan maak hy 'n interessante opmerking waar hy die prioriteit van familie en gesinslewe amper bo enigiets anders te kom sit. Om te sê dat nog voordat jy enigiets kan doen in kerk en in koninkryk, doen dit eers in jou gesin. Dis waar jou bediening begin. Is binne in familie en binne in gesinslewe. Nou, as ons net daai kern stukkie inligting vat. En ons maak gou 'n veilige aanname. Kyk, ons wil nie noodwendig so met die skrifwerk waar ons aannames maak oor goed nie, maar kom ons doen dit vir 'n oomblik. As ons sê daar is niks belangriker vir God as familie en hoe ons onsself binne in familie posisioneer, hoe ons verstaan hoe hy werk in ons gesin en familie, as daar niks belangriker is nie, en alles val in lyn volgens dit, dan is goed soos die gawes van die Gees. Eerstens gegee, vir wat? Vir die gesinne en families. Dan is goed soos die vrug van die Gees. Eerstens gegee en afgesonder vir wat? Vir jou gesin en familie.
Soveel keer dan dink ons die werking van die Gees is in oomblikke van aanbidding of samekoms binne 'n kerkdiens of 'n crusade of 'n revival ergens, nee. Daar feature die Heilige Gees. Nee. As daar niks vir God belangriker is as familie en daai verhouding, pa en seun, ma en dogter, man en vrou, alles binne in ons geloof word in daai raamwerk geskets. Daar's niks belangriker vir hom nie. Dan sal al hierdie goed in diens staan van familie. Dan beteken Immanuel, God met ons, die Gees wat die werk is eintlik 'n duidelike. Is 'n duidelike aanwysing. Die Here het 'n saak met jou gesin. Hy het 'n saak met jou familie. Nou baie van ons wat sit vanoggend kan ook hierdie erken, is dat nie almal van ons is in dieselfde lewensfase in gesinne en familie nie, nee. Ons het van tieners en kinders hier wat deel vorm van 'n huisgesin, tot jong getroudes, paartjies met jong babas, jong kinders, ouers wat hier sit wie se kinders al studente is of uit die huis uit is. Die empty nesters. Wie van julle sien julle self as die empty nesters? Ek dink nie daar's ooit iets soos 'n empty nest eintlik nie, nee, want daar sal altyd 'n kan ek gou my klere kom was daar by julle of so 'n bietjie kom inloer en kom kuier, eintlik net bietjie kom eet. KFC en McDonald's is nie meer lekker nie, 'n gekookte bord kos sal eintlik goed wees. In elke fase kan ons hierdie erken, kan ons hierdie sê. Ek dink die Here het 'n saak en 'n plan en 'n roeping in elke lewensfase vir familie en gesin. En nie net in die lewensfases nie, maar ook in waar ons onsself bevind in die seisoene van lewens wat verteenwoordig word binne in familie. En baie van ons hier kan hier sit en ons kan sê, kom ons skets nie net die prentjie dat familie en gesinslewe altyd goed is nie. Dat dit altyd lekker is en altyd maklik is nie, want ons weet, ons kan hierdie vir mekaar sê as ons eerlik is dat baie van ons het baie familiewonde. Baie van ons die sit kan sê, daar's konflik in my familie. Ons beklei met mekaar. As dalk van julle wat hier sit wat jare laas gepraat het met bloed van jou. Jy weet dalk nie eers meer waar hulle is nie. Dit is die extent waartoe families hulle self, jy weet, bevind. Ek dink is nodig dat ons hierdie vir mekaar vandag sê, is waar ook al jy is. En wat ook al lewensfase van familie en gesin, en waar ook al in seisoen jy jouself bevind, ek dink die Here het iets te sê oor jou familie en gesin. Glo jy dit vanoggend? Is jy oop vir dit vanoggend? Is daar 'n moontlikheid dat jy dit kan sien as die waarheid vandag? En dat ons onsself rig na dit toe, draai na daai toe en sê, Here, wat het U te sê oor ons familie? Wat het U te sê oor my gesin? Wat is die woord wat U vir ons gee? Wat sê jy in hierdie seisoen? Nou ek wil vir 'n oomblik jou gou na 'n plek toe vat waar as 'n verpleegsuster wat vir baie jare, haar naam was Bronnie Ware, die van julle wat weet van haar. Waar sy vir jare lank, dekades, het sy mense op hulle doodsbed, het sy tyd saam met mense spandeer. En op 'n stadium toe begin die vrou agterkom, daar's redelike sterk patrone in mense se lewens waar aan die einde van hulle lewe, waar hulle besef, die laaste paar dae van my lewe wat oor lê, begin hulle goed te sê. Hulle almal begin min of meer dieselfde taal te praat, dieselfde goed vorendag te bring. En sy skryf 'n boek, sy noem die boek The Top 5 Regrets of the Dying. En sy kom agter dat wanneer mense in die einde van hulle lewe is, maak nie saak hoe oud hulle is nie, meeste van daai mense deel almal dieselfde goed, dat daar is hierdie spyte en verwyd oor die besluite wat hulle gemaak het in hierdie leeftyd. En dat as hulle nou kon teruggaan en daai goed verander, sou hulle enigiets verruil vir daai oomblik. Wil julle weet wat is die top 3 van daai top 5? Waar vir dekades lank hierdie mense dieselfde goed herhaal. Eerstens, hulle sê ek wens, ek is op 'n plek het soveel spyt dat ek my lewe geleef het en spandeer het in die opinies van ander mense. Dat ek nooit eg was aan myself nie, is een van die top spyte van mense aan die einde van hulle lewens. Dit is interessant, want familie is die plek waar jy aanvaarding en liefde beleef. Dat jy regtig kan wees wie jy is, nê? Sonder masker, sonder voorgee, dat jy kan wees wie jy is en aanvaar word vir wie jy is. Maar daar kom 'n breuk in daai en mense lewe hulle lewens volgens die opinies van ander mense. Dit is net interessant. Die tweede ding wat mense daar noem, die tweede hoogste, is dat mense is spyt oor hoeveel tyd hulle spandeer het en gemors het aan werk.
Dat ek nie by my familie, my gesin, die mense die naaste aan my was nie. Dat ek nie teenwoordig was nie, dat ek die dae wat ek hier gehad het, gemors het op goed, wat vandag nie saak maak nie. Dat in jou laaste oomblikke maak die kar en die sukses en die titel en die huis nie saak nie. Wat daar saak gemaak het is die tyd saam met my mense, nê. Dis interessant. Die laaste ding wat genoem word is dat mense het hierdie innerlike stryd, hierdie spyt oor die feit dat hulle nooit eintlik eerlik was nie. Dat hulle stil gebly het en goed vermy het en eintlik nou maar in hulle eie harte met 'n stuk verrotte hart gesit het. Waar hulle nie eerlik kon wees met die mense die naaste aan hulle oor die stryd in die binnekant, die goed wat hier binne leef. Nou sit ons dit in lig van families en ons sien eintlik daar's redelik baie correlation met hierdie twee goed, nê. Goed, hier stem met mekaar ooreen. Ons kan eintlik sien dat die raamwerk wat God in plek vir ons sit vir familie en gesin en aan die einde van 'n lewe wanneer hierdie goed nie gedoen was nie, hoeveel pyn, seer en smart en verwyte gelos word. Dis in jou diepste behoeftes eintlik word aangespreek binne 'n familie. Ek wil jou net vir 'n oomblik begelei deur 'n paar vrae. Ek wil net geskuif vir die son voel vir my is op my voorkop. Dis beter. Die sonnetjie was eintlik lekker, maar ek wil nie net die bote nie. Ek wil jou na hierdie plek toe bring, wanneer jy dink oor jou gesin en familie, en dit wat die Here oor jou familie en gesin sê, en wat in sy hart leef vir jou en jou gesin, jou familie, wanneer ons net na 'n paar van hierdie goed kyk. Want ek dink daar het ergens 'n breek gekom, daar het ergens goed begin wegtrek van dit hoe God dit eintlik vir ons in plek gesit het, en hoe mense dit uitgemaak het. En ek wil nie voorgee asof almal van ons perfek is nie, my familie en gesin sit nie, ons almal het ons foute, ons almal het ons issues, ons almal het ons dinge. Maar daar's een ding wat konstant is, daar's een ding wat waar bly, en dit is dat God nog nooit sy rug gedraai het op familie nie. Hy het nog nooit sy rug gedraai op sy kinders nie, hy het nog nooit sy rug gedraai op jou nie. En so dit moet iets vir ons kom sê oor wat hy wil kom doen in ons gesinne en families. Amen. So die eerste ding wat ek vir jou net wil kom vanoggend uitlig, kom uitwys, is dat die Here vir ons, in hoe hy met ons werk, eintlik die voorbeeld kom gee met hoe ons met mekaar in familie moet werk. En dat dit is die plek wat hy kies om met ons te werk, is die plek van genade. Is die plek van genade. Hy gee vir ons dit wat ons nie verdien nie. Ons kon nie daarvoor werk nie, ons kon dit nie bekom nie, ons kon dit nie verkry nie, ons kon dit nie vermag nie. Hy kom gee vir ons iets van homself op grond van genade. En ons draai na ons gesinne en familie toe. En ons wil nie op daai manier werk met hulle nie. En hulle wil nie so werk met ons nie. En ons dink vir 'n oomblik, maar hulle maak foute. Maar hulle maak my seer, hulle maak droog. Jy weet, hulle het hierdie goed gedoen, hulle het my beskuldig, hulle het hierdie. Hoor wat sê Paulus in Romeine. Wanneer hy praat van daai selfde konteks, maar hulle het hierdie. Hoor wat hy sê. Hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog wat was, sondaars was. 'n Paar verse later sê hy, toe ons nog vyande was van God, het hy gekies om ons lief te hê. En hy sê, ons verheug ons in hierdie, dat God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou hierdie versoening ontvang het. En ons erken dit, is dat as familie moet werk volgens hoe God dit beplan, moet dit gebeur binne in genade. Dis al hoe jou familie en gesin kan operate. Dit kan nie op prestasie werk nie, dit kan nie werk op, maar daar's T's en C's, solank as wat jy, dan sal ek. As jy my goed hanteer, kan ek jou goed hanteer. As jy my regverdig hanteer, kan ek jou regverdig hanteer. Ons kan nie so werk in familie nie, want God werk nie so met ons nie. Verstaan jy hierdie vandag? Dat as jy familie in die volheid wil beleef en 'n geesvervulde gesin wil beleef, dan word dit gehandhaaf binne in genade. Dis al wat dit is. Dit is my so mooi. Ons kan in 'n oomblik gaan en kan sê, maar hulle verdien dit nie. Maar ons verdien dit nie. Ons het dit nie verdien nie, maar ons ontvang dit van die Here.
Sê maar, ja, maar hulle aanvaar nie my liefde nie. Sê ek, weet jy hoeveel mense vandag aanvaar nie God se liefde nie? Het hy vir 'n oomblik ophou die mensdom lief hê? Miljoene mense draai hulle rug op die een en enigste lewende God. En hy het nog nie vir 'n oomblik gesê, ag weet jy wat, kom ons los hulle nou maar nie. Nee. Sins ja maar, my familie aanvaar nie as ek vir hulle probeer lief wees nie. Hulle gooi dit in my gesig terug. Ek probeer verhoudings rekonsilieer, maar hulle stel nie belang nie. Soos weet jy hoeveel mense operate so met die Here en hy hou nie op nie. Dis hoekom ons sê, ons kan nie uit ons eie liefde uit mense lief hê nie. Ons het hom nodig vir dit. God met ons, Immanuel, die Gees wat my vervul, kom. En hy kom hê lief deur my. Met 'n stuk genade, wat nie uit myself uitkom nie. Miskien is dit, dat ons nog sukkel om verhoudings te rekonsilieer. Miskien is dit dat ons nog sukkel om eintlik daai grense te oorskry, om nader aan mekaar te kom in verhouding, want ons probeer dit nog in ons eie manier doen. In plaas daarvan dat ons sê, iets van hoe die Here my liefhet, is dalk hoe ek my mense moet lief hê. Waar is daai genade? Waar is daai vrede? Waar is daai rustigheid wat kom? Vanuit die vrug van die Gees. Nie vanuit die werk van 'n mens nie. Is julle met my? Is julle met my? Ons dink baie die Heilige Gees moet goeders daar buite vermag, jy weet. Ons bid vir uitkomste, ons bid vir plekke, ons bid vir gebiede. Wat van bid vir jou gesin? Dat die Gees duidelik en kragtig kom werk nou waar jy is. Dat daar waar jy nog probeer dit in jou eie manier doen, sal ophou. En sy Heilige Gees kom doen dit deur my. Kom werk hier deur my. Ek en Saen gister, ons het 'n Moedersdag gevier. Gister, want ons is vandag aan diensie saam met julle, dis 'n blessing. En ons is uit saam met ons twee laities, en dis maar net 'n van daai dae, dis 'n moeilike dag. Ek sê vir Saen, dit voel asof soveel van wat ons probeer doen vir Luka, dit flop. Dit val. Woep op sy rug. Dit flop net. Jy weet, ons probeer in 'n goeie manier om rig tot goed en om dissiplineer in 'n manier wat jy weet nie hom afkraak en afbreek nie. En ons probeer so hard. Ons probeer so hard om en dan voel dit vir my, ek sê wat voel asof ons dit net baie keer nie reg kry nie. We're failing spectacularly. Is daar enigiemand wat dit beleef? Dalk is daar 'n paar van julle wat se kinders al baie ouer is en jy sê, "Mou, luister, jy moet ontspan." Ons almal beleef dit. Ons almal beleef dit. Maar daar's iets ingesluit in daai. Verstaan saam met my, ons lag en giggel oor dit, maar jy doen dieselfde met jou verhoudings. Met jou broer, met jou pa, met jou sussie, met jou ma. Jy doen dieselfde met jou familie. Is ons wil dit maak werk, ons wil dit uitfigure, ons wil dit en ons sê nee. Die Here kan met 'n kromstok 'n reguit lyn trek. En die Heilige Gees kan vermag wat ons nie kan nie. En hy kan werk waar ons nie kan nie. Dis hoekom toe ons daai lied vanoggend sing. Waar ons sê, he's the way maker, he's the miracle worker. Hy is die een wat verder as ons vermoë kragtig in jou familie en gesin kan werk. Dit is interessant, nee, hoeveel van die woord dit vir ons wys. Waar dit sê, die harte van paas en seuns, van kinders, sal na mekaar toe gedraai word. Maar maak dit sin hoe ons Efesiërs lees. En ons kan sien hoe die bruidegom kom om sy lewe neer te lê vir sy bruid, om haar te reinig en skoon te maak. En verder in Efesiërs 6, waar dit praat van ouers, jy weet, wees gehoorsaam aan jou ouers, eer jou vader en jou moeder, en dan is daar 'n belofte ook, by the way, jy gaan lank lewe, so die van julle wat wil lank lewe, eer jou vader en jou moeder. Nou verstaan ons, dis hierdie verhouding, wat nie gegrond is in menslike vermoë nie. Dis eintlik gebou op hierdie fondasie, dat dis waar die Heilige Gees die kragtigste in my lewe gaan werk, is in my gesin en familie. Nie in my werksplek nie, nie in my finansies nie, nie eers in my gesondheid nie. Ons is vinnig om te vra vir wonderwerke daar buite, maar wat van die wonderwerke wat die Here reeds bestem het vir hier binne, vir jou gesin, vir jou familie? Ek wonder wat is daai deurbraak waarna toe jy vertrou? Want oor 'n paar jaar kyk jy terug en sê jy, die Here het reg vir my deurgekom. Sy goedheid is sigbaar hier. Sy guns is tasbaar hier. Wat is daai ding waarvoor jy vertrou? En is dit
is dit die moeite werd om jare later terug te kyk en te sê, ek het vertrou vir 'n kar, ek het vertrou vir 'n werk, ek het vertrou vir 'n plek om te bly. Of ek het vertrou dat die Here in my gesin kragtig kom werk, en my familie kom herstel, dat hy my gaan kom lei. Dat daar waar dit saak maak, daar waar die roeping ontdek word, van pa wees en ma wees en seenskap en 'n dogter wees en broederskap en tussen mekaar, kinders, seuns en dogters van Christus, daar waar dit saak maak, het ons gesê, Here, kom lei ons. Ons gaan nie eie wise probeer wees nie. Ons gaan oorgee. Ek wil vandag afsluit, ek wil hierdie vir jou vra, wat is die woord, wat is dit wat die Here kom spreek oor jou gesin tans? Ek dink baie van ons is bewus van baie van waar ons families is en gesinne is, en probeer dalk vanoggend om dit nie te wyd en te ver te vat na jou neefies en niggies in Kanada nie, probeer dit dalk so 'n bietjie nader jou. Maar ek wonder, op dae soos vandag, waar ons eintlik maar die maas kom afsonder en ons kom waardeer hulle en ons kom, jy weet, vat maar 'n dag om hulle te bederf. Of hoeveel van ons reg weet, dit wat die Here tans oor ons gesinne en familie sê. Dit wat hy kom sê vir dit wat voor lê vir julle. Weet, ek dink aan daai 3 kernbehoeftes wat ons het as mense. Dat ons families en gesinne 'n plek is waar jy werklik jouself kan wees. Jy hoef nie voor te gee nie, jy word aanvaar daar vir wie jy is. Jy beleef iets van liefde wat geen ander mens, geen ander plek vir jou kan gee nie. Ek dink aan daai huweliksverhouding, daai pa en seun, die dogter en ma, die kinders, die broers en sissies, daai verhouding, daai is die liefde van God op die mees tasbare manier wat jy kan beleef. Hoe beskerm ons dit? Hoekom is dit dat ons bereid is om daai vir die duiwel oop te los en te sê, kom steel, kom slag, kom verwoes? Ons sê nonsens met dit. Ons kom bid beskerming oor daai af. Daar's niks belangriker vir God nie. Ons kom sonder dit af. Wat van die roeping wat verteenwoordig word as ma en as pa? Daai is ernstige goed. Ek meen, ons sit vandag ook hier, ons het direk na hierdie diens, het ons 'n bederfdag vir enkel mamas. 'n Ma wat amper in 2 roepings moet operate. In 2 rolle moet vervul. Hoe bid ons in daai ding en sê, mens kan nie net dit doen nie. Mense krag kan nie net dit doen nie. Daar's iets wat die Heilige Gees daar kom bewerk. Kom versterk, kom verdiep. So kom bid daar. Wat is die woord wat die Here sê oor dit wat wag vir môre? Jy weet, elkeen van ons sit hier, ons het hierdie diep verlange, hierdie behoefte, dat ons weet ons sterk genoeg is om dit wat môre opduik te kan deurmaak. As jy nie daai behoefte het nie, sal jy lankal al gekies het om nie meer te leef nie. Maar almal van ons hier hou nog vas aan daai stuk hoop. Dat maak nie saak of dit 'n handhaafvirus is en of dit nou 'n oorlog is en of dit nou sky high petrolpryse is nie. Almal van ons hier hou vas en is nog wakker hier vandag, want ons glo ons kan dit deurmaak. Hallo? Ons glo ons is sterk genoeg om dit deur te maak, want die Here is saam met ons. Hy's met ons, hy's Immanuel. Wat van binne in jou gesin? Wat 'n battle het julle tans? Dalk is dit finansies, dalk is dit gesondheid, dalk is dit 'n skeer wat gekom het in gesinslewe of verhouding. Dalk is daar 'n paar verhoudingswonde. Glo jy dat jy kan sterk genoeg wees as jy vandag saam span en saamtrek en die bloed van die Here oor daai ding bid en sê, Here, U kan hierdie ding deurmaak. Ons hou vas aan dit. Ons wil daai spasie vir jou vandag gee. Ons het voorberei vir jou, daar's 'n nagmaaltafel en ons wil jou uitnooi vandag om as gesin, as familie, al is jy nie saam met jou familie hier vandag of jou gesin nie, draai na hulle toe in die gees en kom bid, kom sê, Here, wat is dit wat ons kom afsonder vanoggend? Wat kom verklaar ons vanoggend? Die Here het 'n saak met jou familie, met jou gesin. So wil jy nie die vrymoedigheid neem, ons gaan in tyd, gaan ons reageer in aanbidding, maar ons wil vir jou die kans gee, kom haal vir jou nagmaal, as jy dalk wil uitbeweeg van die stoele, kom staan, vat dit saam met jou gesin vir 'n oomblik. Kom bedien mekaar, kom bid bietjie saam, draai na die Here toe. Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Ons sal afsluit daarna met gebed en ons sal in aanbidding ingaan. Julle is welkom om saam te staan. Ons gaan ook 'n lied saam doen wat net in hierdie oomblik gaan inspreek. Julle is welkom.